Ek hoop iemand kan my verkeerd bewys. Soos eerlik, ek het al bietjie hieroor gepraat op die kanaal, maar weens ek laat die challenge by julle om vir my hierdie te verkeerd te wys en sê Robbie, jy praat klop nonsens, dit is nie waar nie. Kom ons gesels bietjie oor 'n onderwerp wat almal in die kerk vermy en dit is die hel. Ons wil nie daaroor praat nie, dit is 'n slegte ding om aan te dink, maar die Bybel praat daarvan en ek dink dit is noodsaaklik vir ons om sekere goeters te verstaan wat die Bybel regtig vir ons leer van die hel. Ek dink baie van ons het 'n wanpersepsie wat die hel is. Die Bybel gebruik verskillende woorde. As jy kyk na die Grieks en Hebreëus, daar's verskillende terme, verskillende woorde wat gebruik word wat in totaliteit vertaal word in meeste van ons vertalings as die hel en ek dink dit is hulpsaam as ons kan identifiseer watse deel van hel praat watse deel in die Bybel. So ons gaan 'n bietjie vandag daaroor gesels. Ek kom ook sê vir julle, so daar's 'n deel van vandag se video waar ek gaan praat wat ek hoop iemand kan my verkeerd bewys. Soos eerlik, ek het al bietjie hieroor gepraat op die kanaal, maar weens ek laat die challenge by julle om vir my hierdie te verkeerd te wys en sê Robbie, jy praat klop nonsens, dit is nie waar nie. Maar ongelukkig as jy eers hierdie ding sien in die Bybel en jy maak dit vas in jou gees, dan kan jy nie ontslaa raak daarvan nie. En ek dink dit is net wat die Bybel vir ons sê en weens eerlik, ek hoop iemand kan my verkeerd bewys. Maar as jy bietjie gaan kyk na hierdie mooi prentjie wat ek hier vir ons het, so hierdie is net vir jou 'n idee van die verskillende lae en die verskillende vlakke wat ons net kan gebruik om die hel beter te verstaan. So ek gaan nou deur dit als gaan. Maar as jy mooi gaan kyk, hierdie is al die eerste deel waar ons kan praat en dit is die onderwêreld. As jy gaan kyk in die Grieks is dit Hades en as jy gaan kyk in die Hebreëus is dit Sheol. Okay, so dis basies net die Hebreëse en Griekse naam wat gebruik word vir dieselfde plek en hierdie is soos die onderwêreld en dit kan en is tydelik. So dis baie belangrik hierso wat jy hierso sien op jou skerm waar dit staan, dis tydelik. En dit is die deel waar ons eers gaan praat. Ons gaan nou oor al ander goeie praat. Die probleem is, ek dink meeste waar die wanpersepsie inkom, meeste mense verstaan die hel en verwar dit met die poel van vuur. Die poel van vuur, soos jy daar sal sien, is die finale bestemming, dis die ewigheid. Dis waar jy vir altyd gaan brand in fisiese letterlike vuur. Maar jy moet verstaan dis anderste as Hades. Dis anderste as Sheol as wat dis 'n temporêre houplek. Okay, so kom ons gaan 'n bietjie daarna, ons gaan kyk na skrif en dan maak ons 'n paar gevolgtrekkings daarvan. So as ons Hades en Sheol kan definieer, die eerste belangrike ding is dis tydelik. Dis nie 'n plek wat vir ewig gaan wees nie. Hades of hel beteken basies soos 'n helmut. Dis iets wat onder jou is. Dit verwys na die onderwêreld. Nou baie mense dink en ek leun ook na daai rigting soos die onderwêreld is dalk in die middel van die aarde. Of dit kan ook genoem word die abyss. So as jy gaan kyk aan die begin van Openbaring 20 gaan sê dat die Satan gaan toegesluit word in die abyss. So die abyss, onderwêreld, onder die aarde, ek dink dit kan in die middel van die aarde wees. Dit praat ook van soos 'n bodemlose put. So as jy mooi wetenskaplik aan gedink, wat is die enigste ding wat bodemloos kan wees is as dit in die middel van die aarde is. Verstaan, as jy in die middel van die aarde is, as daar soos actually 'n plek is, dan dan het hy nie 'n bodem nie. Versaai, dis ewe ver elke kant toe, al daai jy sal nie verstaan nie. My punt is net, dis die teen een dalk waar Hades is, maar waar dit is, of dit net 'n geestelike plek is, mens kan oor alles van dit praat. Wat mens een ding moet besef is, as jy bietjie gaan lees in soos Lukas 16, dan sal jy sien, dit is waar die ryk jong man en hy gee vir hierdie twee verskille tussen die ryk jong man en Lazarus. En die ding wat jy moet weet is, hulle is totaal en al bewus van wat daar aan die gang is. So die ryk jong man, wat nie in Abraham se boesem is nie, wat in die Hades kant, in die slegte deel is, waar die straf aan hom uitgedien word, soos hy sê, asseblief, gaan na my broers toe, en laat my broers net verstaan, laat my broers bekeer en nie hier opeindig nie. Okay, hy sê vir hulle dit so. So hy's totaal en al bewus van sy pyn. Hy's totaal en al bewus van wie hy is. So ek dink baie mense het die eerste wanpersepsie dat die hel is net soos jou gees en dis net soos jy gaan nie bewus wees wat daar aangaan nie. Jy gaan kan onthou wie is jou man, wie is jou vrou. Jy gaan onthou wie was jou pa en jy gaan bekommerd wees oor hulle omdat jy in hierdie plek is. So dit moet vir ons die eerste beseffing wees. Dat dis nie 'n plek waar jy wil wees nie, want jy is totaal en al bewus van alles wat om jou aan die gang wat om jou aan die gang is.
So dan, as jy ook gaan kyk wat deel is van die onderwêreld, of wat deel is van hierdie temporêre houplek, het ons nou die paradys en dan het ons Heidi. So paradys is natuurlik die goeie plek waartoe jy wil gaan. So as jy gaan kyk, die dief op die kruis, wat langs Jesus was, het Jesus vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So kom sê dit so, daar is 'n goeie plek in die onderwêreld, wat die paradys genoem word. Okay, waar ook al dit is, dis half nie relevant vir hierdie video nie. En tussen hierdie is daar onoorbrigbare kloof. Met ander woorde, as jy daar in Hades is jy daar, as jy in die paradys is jy daar. Jy kan nie van die een na die ander een gaan. Daar's 'n onoorbrigbare kloof tussen hierdie goeders. Wel, ten minste temporêr. Onthou, ons moet bysê alles van hierdie is temporêr. Waar ook al mense is van jou wat nou dood is, as hulle in een van hierdie deel is in 'n temporêre plek waar hulle is. Alright, almal is nog by. Nou moet ons vinnig praat oor Tartarus. So Tartarus word, ek dink is soos 1 of 2 keer in die Bybel wat dit genoem word. En hierdie is verwys net na 'n gevangenisplek vir gevalle engele. So as jy gaan kyk hierso soos in 2 Petrus 2 vers 4, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die Tartarus gewerp het en in die duisternis bewaar vir die oordeel. So hierdie is waar gevalle engele na toe gaan. Dit is niks te doen met mense nie. Daar's nie een mens wat in hierdie plek is. Net sodat jy weet, en dit word ook vertaal as hel. So dis is 'n donker gevangenis. Hierso sê hulle ook onder die aarde. Dit is al van irrelevant. Die punt is net, hier is 2 verskillende goeters wat die Bybel gebruik om na verskillende goeters te verwys. En dan aan die einde het ons die poel van vuur. So kom ons gesels gou oor die poel van vuur. So die poel van vuur kry ons in Openbaring 20. En as jy daai deel gaan lees, veral hier in Openbaring 20 vers 14, dan sê dit vir ons, en die dood en die hel is in die poel van vuur gewerp. So sien daar hel, het ons weer, dis Hades, wat daar gebruik word. Dit is die tweede dood, die poel van vuur. So, met ander woorde, die poel van vuur is die ewige straf. Dis waar jy vir ewig is. Want hierso sê jy self sien, 'n deel van hel, 'n deel van die onderwêreld waar ons nou gepraat het, 'n deel van Hades, word gegooi in die poel van vuur. En dan sê dit self, dat die Satan word ook gegooi in die poel van vuur. En dan ook sê dit verder, en as iemand se naam nie gevind is, geskrywe in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So verstaan jy, hierdie het te doen, die poel van vuur, het jy 100% met te doen met glo jy in Jesus Christus. Dis deur genade alleen, dat jy die poel van vuur kan verwerp, of dat jy die poel van vuur kan mis. Jy moet glo, dat Jesus Christus is jou redder. Jy moet glo, dat Jesus Christus het vir jou gesterwe aan die kruis, en dan gaan jy nie na die poel van vuur toe gaan nie. Dis duidelik, dis ook die tweede dood. Okay? So daar's die eerste dood wat jy fisies doodgaan, maar die tweede dood is as jy gegooi word in die poel van vuur. Nou die belangrike ding, die tydsberekening van die poel van vuur gebeur eers na die millennial koninkryk. As jy gaan kyk in Openbaring 20 en jy lees Openbaring 20 vers 1 tot Openbaring 20 vers 6, praat van die millennial koninkryk. So dis 'n 1000 jaar vrederyk waar Christus op die aarde gaan heers saam met sy bruid, saam met die kerk. En ek het daar baie gesê op hierdie kanaal, dat om te heers saam met Christus vir daai 1000 jaar, gaan jy, is dit meer wat jy moet doen as om net te glo in die Here. Dis duidelik, dink ek, dat die Bybel vir ons leer, dat geloof in Christus alleen gee jou nie die millennial koninkryk nie. Daai deel sê ook, in Openbaring 20, kom ons gaan gou daar, in Openbaring 20 vers 6, Openbaring 20 vers 6, Blessed and holy is he that have part in the first resurrection, on such the second death have no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So sê hy, blessed and holy, so dit heiligheid is 'n prerequisite om in die 1000 jaar koninkryk in te gaan. Ons moet heilig lewe. Dis oralste oor die Bybel. Ons het baie gepraat op hierdie kanaal daaroor. En dit is so belangrik dat ons hierdie ding verstaan. So ek dink vir meeste mense klink dit soos vreemd. Meeste mense aanvaar, jy moet net een keer jou hart vir die Here gee, jy kan daarna lewe soos jy wil, jy kan in sonde lewe, en julle almal weet, julle ken sulke Christene. Julle ken sulke Christene wat in die wêreld lewe, maar hulle het een keer hulle hart vir die Here gegee, en daarom dink hulle gaan die millennial koninkryk kry. En ek dink dit is duidelik, dat die Bybel vir ons sê, dat almal gaan nie die millennial koninkryk kry nie. So as jy net gaan kyk in vers 7 ook, and when the 1000 years are expired, so met ander woorde as die 1000 jaar millennial koninkryk klaar, so hierdie is in die toekoms. Hierdie moet in die toekoms nog gebeur, die 1000 jaar millennium het nog nie gebeur nie. As jy gaan lees in Openbaring 19, sal jy sien, Christus kom op die wit perd saam met sy bruid af, saam met hulle wat saam met hom in die hemel is, om die slag van Armageddon te doen op die aarde, en daarna word die millennial koninkryk inguldig. So die ouens wat almal is, wat postmal is, hulle kan nie dit verduidelik nie, hulle spring rond, hulle sê van Openbaring 19, is Openbaring 20 weer goed wat vroeër gebeur het, dis nonsens. Ek bedoel, dis die maklikste ding om onder die son om te refute, as jy net bly by wat die woord van God sê. So hier is duidelik, dat Christus op 'n wit perd, saam met sy bruid, afkom aarde toe, doen die slag van Armageddon, dan is dit die 1000 jaar millennial koninkryk. En dan hier in vers 10 sê dit weer, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and shall be tormented day and night forever and ever. So hierso sê dit duidelik, dat die Satan self
sal in die poel van vuur gegooi word. So het julle hom. Dis eintlik verkeerde terminologie om te sê dat die hel en die poel van vuur dieselfde ding is. So meeste van ons verstaan dit so ek dink baie mense, baie pastore wanneer hulle preek en hulle verwys na die hel, verwys na die poel van vuur, maar verstaan dat dit ek dink is duidelik uit skrif en meeste mense stem saam daar as 'n verskil tussen die hel en die poel van vuur. Die hel temporêr, die poel van vuur is ewig. So met laat ons daai verstaan. Nou wil ek kom by die deel wat ek hoop iemand kan my verkeerd bewys. En eerlik, ek gaan hierdie soos dogmaties vir julle voorlê, want ek dink dit is duidelik wat die woord van God sê, maar as iemand dit kan verkeerd bewys, asseblief doen dit. En die idee van die is nie om jou te skok nie, die idee van die is om jou iets te leer oor die woord van God. Want ek dink dit is duidelik, dat daar waarskuwings gegee word aan Christene, dat hulle kan eindig in Hades. Ja, dis reg, in die slegte deel van die onderwêreld, die plek van die dooies. En ek glo, dat na die millennial koninkryk, wanneer dit verby is, as daar van die mense wat in Hades is, wat dan na die nuwe Jerusalem toe sal gaan, wat dan na vir die ewige hemel toe sal gaan. Met ander woorde, hulle is nou in 'n temporêre plek waar daar straf is, en dan sal daar ewigheid wees wat hulle saam met die Here dien. En so vreemd as wat dit vir jou klink, gaan ek vir jou die volgende wys. So kom ek wys vir julle gou byvoorbeeld eerste, iets soos in Matteus 5. So gaan lees Matteus 5 vir jouself, dan hier is dit Jesus self wat praat, wat die bergrede is, en dan sê hy vers 19, Whosoever therefore shall break one of the least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. Okay? But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. So hy sê, daar's mense wat as hulle die geringste van die gebooie, en vir ander mense ook leer om dit te doen, hulle sal die minste in die koninkryk van die hemel wees. Maar verstaan julle is nog steeds in die koninkryk van die hemel. So ek wil ons duidelik, en ek dink meeste Christene verstaan, daar is verskillende vlakke van beloning wat ons sal kry. Die vraag is net tot watse vlak gaan jy 'n straf kry na hierdie lewe. So almal wat gaan in hierdie kommentaar inklim en sê, ja, jy leer klomp nonsens en al hierdie goeters, hulle sal saamstem, daar's verskillende vlakke. Ek sê net, ek dink die vlak van straf vir Christene is erger as wat ons dink. En hierdie is so belangrik, dat ons dit reg verstaan, vir ander mense leer, want dis duidelik dat daar waarskuwings is vir Christene. Onthou, hierdie deel wat hier geskryf word is vir Christene. But whoever shall do and teach them, the same shall be great in the kingdom of heaven. Dan sê, for I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no case enter the kingdom of heaven. Is dit enigstens vir julle onduidelik? Nou vra ek vir julle, kan hierdie kingdom of heaven die ewigheid wees saam met die Here? Kan dit verwys soos die teenoorgestelde van die poel van vuur, wat die nuwe Jerusalem is, wat die ewige hemel is saam met die Here? Kan dit na dit verwys? Onmoontlik nie. Want Jesus self sê, dis geloof in hom alleen wat ons red. As jy gaan kyk na Johannes 3. Johannes 3 sê vir Nicodemus dat dit is geloof in my alleen wat jou gaan red. En Paulus skryf vir ons, by grace through faith are ye saved, not of works. Maar hierso sê Jesus that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. So sê dis duidelik, as jy nie heilig lewe nie, sal jy nie die koninkryk van die hemel beerwe nie. Maar hierdie koninkryk van die hemel, daai kingdom is basileia. En dieselfde woord wat gebruik word vir rein, gaan kyk dit op, in Openbaring 20 is basileio sousin, wat soos net die werkwoord is van daai basileia. So dis dieselfde ding, die rein in Openbaring 20 is dieselfde as die koninkryk wat hier genoem word. So sien julle dat hierdie vers praat onmoontlik van die ewige hemel. Niemand, ek seker elke protestante persoon wat hierdie video kyk sal sê, halleluja, ja, hierdie kan nie praat van die ewigheid. En dan vra ek vir julle, waarvan praat dit? Wat is die kingdom of heaven? En dan hy sê, in no case enter the kingdom. Hierdie is 'n waarskuwing vir gelowiges. Hoe anders kan julle dit interpreteer? Dan sê ook, vers 21, Ye have heard that I was said of them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council, but whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. Hy waarsku ons, vriende. Hy praat met Christene, hy praat nie met ongelowiges nie. Hy sê vir hulle, as jy vir jou broer sê Raka, as jy in die gevaar van die hel vuur. Ons moet hier noem dat in Matteus 5 vers 22 is hierdie hel Gehenna, so dit is 'n ander woord as Hades, en daar is baie debat tussen Christene, of al verskil is tussen hel en Gehenna. Dis nie die fokus van hierdie video nie, weet net, daar is twee verskillende goed wat genoem is. Party mense dink dat Gehenna verwys na die ewige vuur, en dat hel verwys na 'n temporêre plek. Dit kan wees dat altyd dieselfde ding beteken, maar ek bedoel duidelik in hierdie konteks, dat as hierdie plaat van die ewige hel, is dit 'n baie strenger en erger oordeel
as wat ons net sê, dis 'n temporêre houplek. Maar vir hierdie video gaan ons hel en Gehenna hanteer, asof dit verwys na dieselfde plek. Maar weet net dat daar is debat tussen baie scholars. Nie die poel van vuur nie, want jy moet dit mooi verstaan, die poel van vuur kom later. Is daar 'n ander manier om dit te interpreteer? Laat weet my in die kommentaar. Want ek is seker die manne het sterk gevoelens oor hierdie ding. Maar nou wil ek vir julle vat, nou, as dit nie vir jou skokkend genoeg is nie. Ek wil gou vir jou 'n challenge daar, 'n uitdaging daar sit. En dan gaan julle vat na hierdie deel van skrif wat 10 en baie van julle goed ken en dan wat baie van julle goed ken en ek wil vir jou voorstel dat jy met 'n nuwe lens na hierdie gedeelte van die skrif kyk. So in Lukas 18 vers 18 dan praat dit van die ryk jong man en dan sê dit, and a certain ruler asked him saying, good master, what shall I do to inherit life? So ons moet heel eers verstaan, daai eerste sin wat daar staan is daar baie belangrike leidrade aan wat hierdie persoon se posisie is wat met Jesus praat hier. So hy sê, and a certain ruler asked him saying, good master. Kom ek vra julle gou eers, te sê 'n ongelowige vir Jesus good master. Is daar een plek in die Bybel wat 'n ongelowige dit sê? Ja. Gaan dink 'n bietjie daaroor vir 5 sekondes. Dan sê hy, what shall I do to inherit eternal life? Inherit is die volgende vraag. Nou vra ek vir jou, is al ooit 'n ongelowige wat daai woord gebruik het? Inherit is altyd soos in 'n familie. Dis soos jy's deel van die familie. Jy kan net iets inherit, iets erf as jy deel is van die familie. So hier is jy klaar, 2 baie sterk bewyse dat hierdie nie 'n ongelowige is nie. Dis reg. Die vraag is, moet jy emosioneel reageer. Voor jy in die kommentaar klim, vra ek vir jou. Kan jy dit verkeerd bewys uit die teks? Uit die teks self. Moenie omdat, want kyk, meeste van julle ken die gevolgtrekking van hierdie teks en daarom sê jy, dit kan nie 'n gelowige wees nie. Maar as jy daai eerste sin lees, ons gaan in die moeilikheid kom oor die een. Maar inherit is 'n familieterm. Inheritance is iets wat jy erf. Dis net iemand in die familie wat so 'n vraag vra. Julle hoor wat ek sê. So jy het good master, jy het inherit. En dan het jy die ander grootte, eternal life. So hier is die probleem. Kom ek sê vir julle, hier is 'n groot ding. En as die Here wil ek my PhD doen op hierdie onderwerp. En dit is dat eternal, die Griekse woord vir dit is aionios. En hier is die probleem. Aionios het 2 betekenisse. Kom ek wys dit vir julle. So dit word altyd, basies altyd vertaal. Kom ek sê so meeste van die tyd vertaal in ons, en is die King James ook, word dit vertaal as eternal. Maar die probleem is in Grieks het dit nog 'n betekenis. So as jy hierso, jy kan dit self gaan Google, dit is jy kan self 'n studie oor gemaak, maar dit sê hierso, the Greek word aionios translate into English as eternal, everlasting or age long. Oepsie. Sien julle die probleem? Daar is 'n verskil tussen eternal wat ewig is en age long wat net vir 'n periode is. Age long in die sin van 'n millennial kingdom. Ja. Age long soos 'n millennial kingdom is net vir 'n age. Dis nie eternal nie. Sien julle die verskil? Sien julle die revelation wat hier vir jou is as jy dit snap? Maar die punt is, almal julle wat 'n issue het, die probleem kom dan, die konteks gaan bepaal wat jy gaan gebruik. En ek wil vir julle voorstel dat die konteks is die point of contention. Die konteks is die ding wat die probleem is. Nou kom ek wys vir julle gou net 'n duidelike deel in skrif waar aionios gebruik word, en is nou reg vertaal in die King James as nie eternal, maar ek wil net vir julle wys dat hierso is dit duidelik dat dit nie kan eternal beteken nie. So hier in Romeine 16 vers 25, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So daai since the world began, kyk hierso, as jy gaan kyk, since the world began, daar, het jy hierso Chronos, en dan hierso het jy aionios. So sien jy, aionios meeste van die tyd word vertaal as eternal, maar hierso, want natuurlik die vertalers van die Bybel het gesien, hier kan dit nie beteken ewig nie. As jy die konteks van hierdie verstaan, dan sê dit since, jy weet, eternal kan nie daar insit nie, want eternal het nie begin nie. So hulle moet sê since the world began. Julle verstaan waarby ek uitkom. So net met daai, as daar een voorbeeld is in die Bybel waar eternal nie eternal beteken nie, dan moet ons sensitief wees vir daai woord. So dit vat ons terug hier na Lukas 18 toe. En die deel wat hy van vra,
And what shall I do to inherit eternal life? Jy kan daai vervang met age-lasting life. Of jy kan dit vervang met the millennial kingdom. Wat gaan die manne hiervan sê? Ek vra of julle weet, as jy regtig 'n goeie rebuttal op die het, wil ek dit hoor. Soos eerlik, ek hoop hierdie is reg. Ek is nou dood eerlik met julle, ek hoop, ek pik verwar, hierdie is klomp nonsens, maar ek wil vir jou vra, doen eers jou huiswerk, voor jy vir my sê, dit is die waarheid. En hier is die groot ding, die ouens wat bietjie meer geïnteresseerd is in die, gekry vir julle hierdie boek. The Dualism of Eternal Life, a Revolution in Eschatology. En laat ek vir julle sê, die revolution in eschatology is nie 'n verkleining nie. Dis letterlik wat ek dink hierdie boek is so noodsaaklik vir ons vandag, vir ons kultuur. Hierdie ding is geskryf in die einde van die 1800s. Hierdie ou praat hier van 'n oorlog, toe dog ek is die derde wêreldoorlog. Hy praat van die eerste wêreldoorlog. Het het nog nie gebeur toe hy hierdie boek geskryf het nie. So of en dis S.S. Craig is die ou wat hierdie boek skryf. So hierdie is nogal meer hoog teologies, moet ek vir jou sê, soos hy gaan diep in die Grieks, hy gaan diep in die Hebreëus, so jy gaan sekere agtergrond nodig het voor jy in hierdie inklim, maar ek wil julle voorstel om dit te doen, en iemand gaan daar deur en stuur vir my, presies, hierdie is verkeerd, hier is waar jy dink jy mis het, ek het deur dit gegaan, en ek het skepties hier ingegaan, en ek kon dit nie verkeerd bewys nie, maar met dit in ag geneem, lees deur hierdie teks met die idee dat hierdie is dalk 'n geredde persoon, en ek gaan vir julle nog leidrade gee. Vers 19, and Jesus said unto him, why callest thou me good? None is good, save one that is God. Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and mother. Thou knowest the commandments. O ja, hy ken die gebooie. Klink dit vir jou soos 'n ongeredde persoon? And he said, all these have I kept from my youth up. En hy het dit onderhou. Is dit wat 'n ongeredde persoon doen? Now when Jesus heard these things, he said unto him, yet lackest thou one thing, sell all thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. Thou shalt have treasure in heaven. Is hierdie enigsins deur geloof genade alleen? Dit praat glad nie daarvan nie. Kom ons moet eerlik wees, hierdie kan nie van redding praat nie. Hierdie kan nie van die ewigheid praat nie. Hierdie praat van die millennial kingdom, of iets anders. As jy iets anders wil jy insit, 100%. Vers 23. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. Dink jy dit is redding om, as jy ryk is, als te verkoop? Het jy nodig om dit te doen om gered te word? Nee, het nie. Vers 25. For it is easier for a camel to go through the eye of the needle, or die, than for a rich man to enter the kingdom of God. And they that heard it said, who can be saved? And he said, the things which are impossible of men are possible of God. Then Peter said, lo, we have left all and followed thee. And he said unto them, verily I say unto you, there is no man that have left house or parents or brethren or wife or children for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more in this present time and in the world to come life everlasting. Sien, in die wêreld wat kom en weens hy life everlasting kan vertaal word met age lasting. Met age, daai Zoe Ionios is wat daar staan, Zoe Ionios. So dit is lewe in die millennial koninkryk. Kan dit ook vertaal word. So hier is die ding, jy is dalk meer soos die ryk jong man as wat jy gedink het. Jy onderhou die gebooie, jy ken die gebooie, jy weet wie is jou meester, maar tog lewe jy vir jouself. Tog soos wat hy gedoen het, was hy nie bereid om alles op te offer vir die Here nie. Hy was nie bereid om alles op te offer vir die Here. Dit bring my terug by ons grafiek hierso. Hier is die ding, nee. En hierdie is dalk die goeie nuus. Die ou wat langs Jesus gekruisig was, het hy gesê, jy sal vandag in die paradys wees, want hoekom? Hy het met die bietjie kennis wat hy gehad het, vir daai kort oomblik wat hy gedoen het, het hy vir die Here gelewe. Hy het die ander ou gerebuke, hy het van die ander ou gesê, hoe kan jy hom nie volg nie, alles van dit het hy vir hom gesê, en hy het gesê, hy het verstaan in nederigheid, dat hy vir Christus alleen moet volg. So hier is die ding, dit gaan nie, ek kan nie vir jou sê hoe baie werk jy moet doen, om die paradys te kry, en die millennial koninkryk te kry nie. Wat ek vir jou kan sê, is dis duidelik dat geloof en genade alleen, is wat jy kort om die poel van vuur te vermy. Maar dit is die eerste stap. Die volgende stap, om Hades te vermy, die plek van die dooies, die temporêre houplek te vermy, moet ons lewe vir Jesus Christus, in elke liewe ding wat jy doen. So verstaan mooi, ek gaan nie deur die idee dat ons gered word by grace through faith alone nie, ek ondersteun daai lering 100%, maar as jy reg verstaan en hoor wat ek hier sê in hierdie video, is daar vir ons soveel belang om te lewe elke dag vir Christus, om elke dag ons lewe op te offer, ons kruis op te tel, en iets te doen vir hom. Want hoeveel mense ken jy wat dit nie doen nie? En ek sê, ek dink so, en ek gaan hierdie van die pulpit af skree en preek totdat iemand my kan verkeerd bewys dat daar is iets vir ons om te verloor in die lewe hierna.
En of dit nou so ernstig is soos Hades, of dit so ernstig is soos net 'n bietjie slegter plek in die paradys, ek is nie eintlik gepla daaroor nie. Ek is gepla om elke dag vir hom te lewe. Ek dink die Bybel leer vir ons duidelik dat ons waarskuwings vir Christene en ons dit nie gehoorsaam nie, sit ons met 'n probleem. Maar gaan lees weer deur daai teks in Lukas 18 en met 'n nuwe oog. En dan sê jy vir my, is daar regtig een, kyk wat julle is almal geleer, daai is 'n ongeredde persoon oor die gevolgtrekking aan die einde. Ek sê vir julle, daar's 'n rede om weer te kyk daarna. Maar asseblief, bewys my verkeerd, klim van YouTube af, gaan lees jou Bybel, prys die Here.